Goeiemôre Duet. Baie welkom hier. Ek het gedink ek moet dalk maak of ek nie baie hard kan praat nie, wees ons klankissues, dan kan julle almal so 'n bietjie vorentoe skuif. Maar baie welkom hier vanoggend by hierdie koue oggend. Julle is so welkom, dit is regtig lekker om julle hier te hê. En ek is opgewonde vanoggend oor ons tyd hier saam. So ek weet nie wie van julle was die afgelope ruk by ons, die afgelope 5 weke, het julle ons reeds bygewoon oor die 5-fout en die gawes van die Gees nie. Maar ek gaan vanoggend poog om dit saam te vat. Dis net my skerm wat nie werk nie. Okay, so ek gaan vanoggend poog om dit saam te vat, want daar is soveel mooi binne in die 5-fout en binne in die gawes. En dit vertolk soveel meer as funksie en as vermoëns. Binne in die Heilige Gees en binne in die gawes en binne in dit wat hy vir ons gee, lê daar 'n geheim van 'n Vader se hart vir ons. So ja, dit is tot funksie en ja, dit is tot om mekaar te dien en om God te dien en te bedien. Maar heel eerste, ek sê altyd vir my kinders, eerste dinge eerste. Ons kan nie nommer 2 en 3 doen, of ons kan nie effektief of suksesvol wees in nommer 2 en 3, as nommer 1 nie in plek is nie. En ek hoop ons kan vandag so 'n bietjie by daai nommer 1 land, wanneer ons praat oor die gawes en oor die hoekom, en oor wat ons in staat stel en wat ons verbind. So vandag se tema is veelvoudige genade. The multifaceted grace of God. So the multicolored grace of God. En binne in dit spreek dit van die diversiteit en die wydheid waarin sy genade lê. Genade is nie vir ons die krag om op te staan, of dit was genade dat hier en nie met my gebeur het nie. Genade spreek van die lewe van Jesus binne in my en jou vandag en hoe dit lyk vir ons as 'n gelowige. Dis genade. Genade is dat ek en jy uit die dood gered is. En dat ons vandag kan lewe van krag tot krag, vanuit hom. Dis die volheid van genade. Okay, en daai genade is so multifaceted. Dit het soveel dele, soveel kante, dit is so veelvoudig, soveel kleurig, dat daar vir ons almal 'n tipe van uitdrukking binne, en dit is maar alles kom op een ding neer. En ek gaan vandag poog om daar te land. So net 'n opsomming en samevatting van die 5-fout en van die gawes, en hierdie is vir ons so belangrik, vir ons as gemeente. Vir ons as gemeente hier, vir ons as Duet, vir ons as Breër Kerk, is hoe lyk die samestelling van hierdie gawes in ons midde? Soms praat ons oor die 5-fout, wat leierskapsgawes is. Dit is die 5 waarop ons gefokus het in hierdie tyd. Wie gewoonlik die mense is, wie moet toerus, wat die profeet moet die gemeente toerus om die Here se stem te hoor. Die apostel is die bouer en die fondasielegger, en dan bou die res daarbo op. En dit is gewoonlik leierskap, toerustende gawes binne in die gemeente, maar dit is soveel wyer as dit. En Paulus is so duidelik daaroor, dat elkeen van ongelooflike belang is. En wanneer ons oor die gawes praat, en soms oor die 5-fout, dan dink ons hiërargies daaroor. En dit kan intimiderend voel, en so bietjie in die lig voel vir ons, en onbereikbaar. En ek wil graag hê, ons moet vandag die speelveld gelyk maak. Erkenning gee aan wat erkenning gegee moet word, maar verstaan hoe van kardinale belang ek en jy, elkeen hier is, binne in dit wat die Here ons 'n gawe wat hy vir ons gegee het. Okay, so ek het probeer om so in 3 dele op te deel. Daar's verskeie baie opinies oor die organisering van die geestelike gawes en oor presies waar dit lê en wie wat. So ek het gepoog om in 'n algemene uitdrukking dit vir ons in 3 te deel. So daar is 3 duidelike dele in die skrif wat fokus op die 5-fout en op die gawes, en dit is daai 3, dis Romeine 12, 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4, waar daar verskillende fokusse is op die uitdrukking van hierdie gawes. Nou ons moet onthou, hierdie gawes is nie net daar vir ons
vir een of ander vreemde rede nie. Dit is 'n moed vir ons as gelowige. Okay, Paulus sê, soek dit, jaag dit na. Okay, so dit is 'n moed vir ons. Dit is, jy kan nie bestaan as 'n gelowige in die geestelike lewe van 'n persoon sonder hierdie nie. En dit is baie keer vir ons 'n kwessie. Mense vra altyd, ek wil net weet wat is my gawe. Ek wil net weet wat moet ek doen. En ek hou daarvan om vir mense te sê, kom net gou by die doen weg. Hoekom wil jy doen? Wie motiveer jou? En waar lê jou motivering? Kom ons kry net eerste dinge in plek. Okay, maar voor ons daar kom, en hierdie is ter samevatting, ons het gepraat oor die 5-fout, Efesiërs 4. Die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en die leraars. Okay? So ons het in hierdie 5 weke dit mooi uitgepak oor die funksie van elkeen. En binne in die 5-fout is dit toerustend. Die herder is toerustend binne in die gemeente. Die 5-fout herder. Dis die persoon wat in staat is om 'n gemeenskap te help bind, te versorg en ander toe te rus om dit in die gemeente te doen. Okay. Dit is belangrik dat al 5 van hierdie binne in 'n gemeente funksioneer. So wanneer dit nie doen nie, dan raak mens raak so bietjie top-heavy. Wanneer mense net op die herderlike fokus, gaan ons net heeltyd mekaar versorg en dit gaan net 'n warm by mekaar koms van 'n klomp mense wees, maar ons gaan glad nie fokus op buitentoe nie, ons gaan nie goeie lering hê nie, ensovoorts. En dit kan mense van elkeen sê. So dit is van kardinale belang dat mense erkenning gee aan al 5 van hierdie elemente, want dit is 'n uitdrukking van Jesus. Dit is 'n uitdrukking. En ons gaan nou daarna kyk, maar toe Jesus weg is, moes hy iets los vir ons, sodat daar 'n uitdrukking van hom op aarde sal wees, en hy het homself in 5 dele binne in die 5-fout, binne in sy kerk versprei, sodat daar nog steeds 'n uitdrukking, 'n volkome uitdrukking van hom op aarde binne-in en deur sy kerk sal wees. Okay, so dit is wat ons in Efesiërs 4 vers 11 sien. Efesiërs 4 gedeelte. So as jy oor die 5-fout wil lees, dan is dit jou gedeelte. Dan 1 Korintiërs 12 het so 'n bietjie meer van 'n fokus op geestelike gawes. Okay, nou ek noem dit geestelik, daar's verskillende party mense noem dit net ek vergeet. Wat hulle dit noem, maar daar's baie name waarin hulle dit verdeel. So ek het nou maar vir die doel van vandag tot geestelike gawes genoem. Dis bonatuurlike gawes. Jy kan dit nie as mens hê nie. Dit is wanneer jy wedergebore word, sê die woord, die Gees vul jou, die Gees kom woon in jou, en dan ontvang jy bonatuurlike vermoëns en gawes. Nou dit is 1 Korintiërs 12. Goed. En dan in Romeine sien ons noem dit in Engels redemptive gifts. Dit is vermoëns waarmee jy gebore is. Christen of nie Christen nie, jy het bepaalde vermoëns. Maar die Here, ons het nou net gesê, die Here het oor my gedink en hy het my geskape voor die fondasie van die aarde, het hy al besluit wie ek gaan wees en waar ek gaan inpas, en binne in dit het hy my op 'n sekere manier gevorm en gaan my geestelike gawes op 'n sekere manier daarby pas en pas dit perfek in hierdie prentjie in. Okay, so die redemptive of die ingebore gawes het ek en jy as gelowige of nie gelowige. Jy kan 'n leier wees sonder om 'n gelowige te wees. Goed. Jy kan opreg wees, jy kan onderrig gee, jy kan mededeelsaam wees sonder dat jy 'n gelowige hoef te wees. Maar dan wanneer die Heilige Gees in jou kom woon en hy kom raak aan jou deur sy krag en hy bekragtig jou bonatuurlik, dan lyk die uitdrukking daarvan anders, dan is dit bonatuurlik. En dan natuurlik het ons die lerende gawes, die 5-fout. Nou ek wil eers met gou so 'n bietjie stil staan, want dit is vir my so belangrik dat ons mekaar in hierdie erken. Paulus praat in 1 Korintiërs 12, dan sê hy, en ek vermoed, as ek nou moet dink wat het gebeur in daai gemeente, vermoed ek, almal wou weet, okay, want hierdie is nou nuut, hierdie is nou nuut. So tot nou toe was Jesus hier gewees, en hy was die uitdrukking daarvan. En toe het ons die bokamer, tonge van vuur, mense gaan uit met dapperheid en met oortuiging, 3000 mense word bygevoeg by die gemeente, en so gaan hulle van krag tot krag tot krag.
Goed. So dit was die verloop van die kerk in daai tyd, en ek dink, dit was 'n vraag op almal se lippe. So wat's ek? Wat moet ek doen? Wie is ek? En dis reg. Ons moet daai vraag vra. Ons moet. Soos ek laas gesê het, vir daar waar jy nie funksioneer nie, daar is daar 'n gat in die gemeente. Niemand hier kan jou plekkie vul nie. Jy is onvervangbaar. En vir party van ons lyk dit in 'n lerende gawe, in 'n toeristende gawe. Maar dit het geen meer belang as jy wat die vermoë het om die mense om jou te bemoedig, sodat ons kan doen wat ons moet doen nie. As jy nie daar is nie, dan help dit nie as ons probeer toerist nie. En daarom is dit so belangrik om hierdie mekaar te kan raak sien. Ekskuus julle. En ook in jou eie lewe. So ek gaan gou vir ons 5 minute gee. Ek wil hê, as jy nodig het om daai te gaan lees, doen dit. Nou dadelik, en dan vir jouself en vir mekaar. Deel so 'n bietjie met mekaar. Waar sien jy jouself? En as jy langs iemand sit wat jy goed ken, vra 'n bietjie vir die persoon langs jou. Wie's ek? Waar sien jy my? Wat staan vir jou uit rondom my? Jy staan net verbaas. So ek gaan gou so 2 of 3 minute daarvoor gee. Deel gaan met mekaar. Waar sien jy jouself? Waar sien jy die persoon langs jou? Okay. Vir wie was dit niet? Wie het iets gehoor wat hulle nie geweet het nie, van hulle self? As jy langs jou man of jou vrou sit. Ja, is nie bemoedigend nie. Okay, great. So in hierdie bepaalde gedeelte in 1 Korintiërs 12, glo ek almal was so 'n bietjie wederstrewig om uit te vind wie is hulle, met 'n groot vraagteken oor hulle rol en hulle funksie. En dan weet ons die gewilde 1 Korintiërs 13 oor die liefde volg daarna. Want Paulus sê vir hulle, julle almal fokus op die groot manifesterende sigbare gawes, maar ek sê vir julle, die Here werk so, sy eer is juis vir die wat nie so lyk noodwendig nie. En dan sê hy, ek wil julle uitdaag
vir julle uitdaag. Dit kan hoe lyk as liefde en julle karakter en wie julle is as gemeente nie is waardeur julle gemerk is nie, is hierdie leerklanke. En ek wil ons as gemeente vanoggend aan dit herinner. Hoe belangrik dit is en hoe nodig dit is, dat ons mekaar kan lief hê en in eenheid kan wees, sodat hierdie kan funksioneer. Daai lyk altyd so great. Ek wil so graag weet, ek gaan nou 'n grappie maak in ons midde. Ek hoop nie dis vir enigiemand persoonlik nie. Maar almal het die boompie taal hier, net oor die jare gevang, die persoonlikheid. En hulle sê, hoe weet jy iemand is 'n suurboom? Hy wil nie een wees nie. Okay. En dit lyk partykeer so met die gawes. Ons wil so graag daai lyk vir my great. Ek wens ek het daai vermoë gehad. Ek wens ek het daai publieke vermoë gehad. Of wat ook al. Hoe ook al jy wens dit vir jou lyk. Maar Paulus kom herinner ons dat hierdie is leeg. As ons karakter, hierdie hart van God, van Jesus, van die Heilige Gees binne in hierdie kan dra, onder mekaar nie. As ons karakter nie kan reflekteer wie hy is nie, is hierdie useless. So eerste dinge eerste. Vir my lê dit altyd drieledig. Hoe lief ons hom het, hoe lief ons mekaar het, en dan wil ek weet, hoe lyk dit daar buite? Dan wil ek weet hoe lyk dit. Jesus sê self vir sy disippels, hoe julle mekaar lief het, en hoe julle mekaar dien, dit sal die getuienis wees. Dan maak daai in die publiek saak. Dan maak dit saak. Dan is daar iets vir mense om te kyk en te sien, wonderwerke, of sjoe, daai ou het ook geprofeteer, ek wonder wie is hierdie mense? En dan is daar 'n getuienis van eenheid en van liefde. En dan lyk ons soos hy, wat die uiteindelike doel is. Hierdie is nie die uiteindelike doel nie. Dat mense as 'n geheelbeeld na daai kan kyk, en ons as gemeente kan sien en kan sê, ek sien vir Jesus, ek sien karakter, ek sien mense wat lyk op 'n sekere manier, ten koste en ten spyte van hulle self. Dis die doel hiervan. Hierdie alleen eerste is nooit die doel nie. En mag dit wees waaraan ons geken word, en waaraan ons geken is as gemeente. Heel eerste, ek glo die Here werk met eerste dinge eerste. Ek glo, as dit in plek is in ons gemeente, ons hart, as ons soos Paulus kan sê, ons vergeet net gou van die groot goed ouens, lyk ons soos hy of nie. As ons daar kan begin, dan glo ek daai goed gaan van self gebeur. Ek glo dat ons die karakter en die hart van hom dra vir mekaar eerste, en dan vir die wêreld gaan daai ons volg. Dis wat die woord sê. Dan gaan ons wees, en dit gaan agter ons aankom. Goed. Wanneer Jesus met sy disippels praat, en hy sê vir hulle, hy gaan nou gaan, dis naby, sy tyd het gekom, is hulle nie mekaar, en verstaan nie wat hy sê nie, maar dan sê hy vir hulle, en ek gaan vir die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Goed, so, hulle is verward, hulle verstaan nie hoekom gaan nie, maar Jesus sê vir hulle, dit is nodig dat ek gaan, dit is nodig dat die Heilige Gees kom, want ek kan nie doen wat die Heilige Gees moet kom doen nie. Daar's 'n vervanging nodig, van my na die Heilige Gees. Jesus kon daar waar hy is, kon hy doen wat hy kon doen. Maar as die Gees kom, en hy kom oor alle gelowiges, en ons neem die bediening van Jesus op, soos die woord sê, dan is dit veelvoudige genade. Dan sien ons die multifaceted grace van God. Die Heilige Gees, wat die een is, wat die advokaat is, ons hoor in die uitdrukking van sy identiteit en sy karakter, hoor ons dat hy die een is wat dit namens ons doen.
'n advokaat tree op namens jou. 'n Voorspraak tree op namens jou. Hy is die een wat gaan kom namens ons iets bewerk in ons binnekant. Dit gaan vervangend wees van wie ons is as mense en hy gaan homself uitdruk in ons en deur ons namens ons. Dis iets wat ek en jy nie kan genereer nie. Dis wie hy is. Dit is wat die geestelike gawes is. Dis 'n vervanging van menslikheid. Deur menslikheid is daar 'n bonatuurlike uitdrukking van Jesus in en deur ons. En daarom moes Jesus gaan. Daarom moes hy vervang word deur die Heilige Gees op aarde. Jesus is nie in ons harte nie. Die Heilige Gees is in ons en op ons. Dit is soos 'n liefdesbrief. Toe ek so 'n bietjie gekontempleer het oor vandag. Dit is soos wanneer 'n pa 'n huis verlaat en kom ons sê vir 'n uitgebreide tydperk oor gaan werk of so. En die vrou kom in haar kamer en daar lê 'n liefdesbrief op haar bed. Dit is wie die Heilige Gees is. Dit is wat Jesus kom doen het. Hy het gesê, ek gaan nou gaan, maar ek gaan my liefde aan jou verklaar. Ek gaan seker maak, ek kan naby jou wees. Ek gaan seker maak, ek gaan naby jou kom. So ek los vir jou. En daar binne is alles wat jy nodig het. Vir my sal dit goed wees soos die kluis, waar is die sleutel, waar is die dokumente, wat moet ek doen, hoe sit mense die alarm aan en af, ja, Rassie gaan my baie lang brief moet los. So, dis soos 'n man wat sy vrou toerus met alles wat sy nodig het, omdat hy nie meer fisies daar is. So dit is wat Jesus vir ons gelos het, toe hy vir ons die voorspraak gegee het om namens ons op te tree. 1 Petrus 4:10 sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Nou daai veelvuldige genade, poikilos, verwys na dieselfde woord as Josef se baadjie, se cloak, se coat, se jas. Okay? Dis dieselfde woord. En ons ken die storie van Josef. Baie van ons ken hom as een van ons Bybelkarakters, wat hy gedoen het. Maar daai woord, die multifaceted grace, of die veelkleurige genade, die verspreide genade van God, is dieselfde woord as die kleed wat Josef aangetrek het, wat in meervuldige klere was. Okay. So dit bring ons so 'n bietjie by Josef se storie. Ek weet nie of ken julle die storie van Josef nie, maar Josef was 'n voorskadu van Jesus. Ek wil so 'n bietjie stil staan by sy lewe, want dit is eintlik ongelooflik. So ons oral in die woord, ek het al 'n bietjie oor Gideon gepraat, wat 'n heenwyser was na Jesus toe. Ons lees soms hierdie stories van die sterk manne, of die dapper manne, of die een wat wegkruip, of wat ook al, en ons dink dit is maar net karakters, maar as ons mooi die woord gaan lees, en die Here toelaat, of ons openbaar, staan Jesus se naam van die begin tot die einde. En dit is waarmee ons die woord moet lees, is om te sien dat Jesus was van die begin af daar, want dis wat die woord sê. Hy het homself aan die mens geopenbaar, nie die dag op die kruis nie, of die dag toe hy gebore is nie. Jesus was, van die tuin van Eden af, was hy daar. Okay, en ons kan hom raak sien, reg deur die woord, en ek wil vandag by Josef stil staan, as 'n uitdrukking van Jesus, 'n voorskadu van Jesus. Goed, so ek is seker of ken julle Josef se storie nie, maar Josef was een van 12 broers, en sy pa het baie van hom gehou. En toe het sy pa vir hom 'n spesiale, kleurvolle, multifaceted jas gegee om aan te trek. En sy broers was jaloers oor verskeie redes. Hy het sekere drome gehad ook oor sy broers, waar hulle voor hom gebuig het ensovoorts. Maar hierdie jas het iets beteken en daarom was hulle jaloers op hom. Daarom was hulle kwaad. Goed. En hulle het toe nou besluit om van hom ontslae te raak,
hom in 'n put gegooi, huis verkoop, hy land in Potifar, die farao se paleis, eers in die tronk, en op die einde van die dag, gaan sit hy in die regterhand van die farao, as die eerste minister. Okay, so sy storie is 'n heenwyser na Jesus, en ek wil gou, sonder ons hardloop deur sy lewe, maar ek wil stil staan by 3 punte, betekenispunte van daai jas wat hy ontvang het. Dis sy pa. So net vir interessantheid om met julle te deel hoe hy heenwys na Jesus, voordat ek by daai 3 punte stil staan. So Josef was een van 12. Hoeveel disippels het Jesus gehad? Weet julle? Okay. Alright. So toe was hy 'n gunsteling van sy pa. Wat se stem het uit die hemel uitgekom? Toe Jesus deur Johannes die Doper aan die wêreld bekend gestel is. Hy is my geliefde seun en ek welbehaagd. Okay? Net soos wat Josef se pa gesê het, jy is my geliefde seun, jy is my gunsteling, jy het aansien by my. Okay? So dan word hy in die put gegooi, en almal dink dit is sy einde. Soos met Jesus. Almal dink dit het tot 'n einde gekom. En hulle vat sy jas wat hy gekry het, en hulle dip hom in 'n bok se bloed, om vir die pa te sê, hy's dood. So die heenwysing binne in die element, is rus op die scapegoat, die sondebok. Okay? So in Levitikus 16 was daar, wanneer op die dag van versoening, die dag wanneer daar vir sonde versoen is in die Ou Testament, was daar 2 bokke. So een bok moes in die Here se teenwoordigheid kom, en hy's doodgemaak vir die sonde van die mense. Die ander bok het die hoofpriester sy hande opgelê en al die sonde van die mense verklaar, en is hy weggestuur in die wildernis in, om die sonde te dra van die mense. Goed. So hulle dip Josef se jas in die bok se bloed, en dit wys na Jesus wat sal kom, en wat die sonde sal dra, en alle skuld en skaamte van mense sal verwyder. En dan word hy verkoop, Josef word verkoop vir 20 muntstukke. Waarvoor is Jesus verkoop? Deur Judas. Silwer muntstukke. 30. En wat lyk soos Josef se einde, word die redding van 'n nasie. So hy gaan eers tronk toe, en die woord sê Jesus het hulle neergedaal, hy het na die dode, hy het na die gevangenes toe gegaan, in die tronk, en hy het die sleutels van die dood gevat, en dit verwyder uit Satan se hande, en hy is hemel toe, aan die regterhand van die Vader. Josef gaan tronk toe, maar oor tyd word hy eerste minister aan die regterhand van Potifar. So ons kyk na Josef se lewe as 'n heenwyser, inteendeel, Josef loop profeties Jesus se lewe uit. Die versoenings, die reddingsstorie van Jesus uit op aarde, sonder dat die mense dit weet. En dis die goedheid van die Here, is dat hy kronies homself aan mense bekend gemaak het, deur gewone mense soos ek en jy. En dat daar 'n storie was, en Jesus was om te sien van die begin af. Ek wil graag stil staan by 3 punte oor hierdie jas. Wat so belangrik is dat die Vader bekleed vir Jesus. Die Vader, vir Josef, die Vader gee hierdie jas, gee hy vir Josef, omdat hy hom uitsonder. He was set apart. Okay, Jesus, Israel, sien vir
sien vir Josef, hy sien dat hy anders is, en hy sit hom een kant, en die vader klee hom as 'n geliefde seun. Dit is wat daai jas beteken. Jy is uitgesonder. Dit lyk anders as die res. Die tweede gedeelte is dat dit 'n geskenk is en is nie verdienste nie. So wat so interessant is oor hierdie jas, is die woord ketonet in Hebreëus vir daai kleed wat hy aangetrek het, is 'n woord vir 'n kleed wat dikwels vir mense aangetrek is. Syne het pasiem by, want dit beteken, dit was lang moue en tot op sy enkels. Nou werkers, arbeiders, van wat se aard ook al, in daai tyd, het 'n korter kleed gekry. Kort moue en bietjie korter, sodat hulle kon werk. So wat eintlik profeties hier gebeur is, Israel sê, hierdie seun, dit sal nie uit sy eie werke uitkom nie. Ek trek nie vir hom 'n gewone kleed aan, sodat hy moet werk daarvoor nie. Ek trek vir hom 'n koninklike, priesterlike kleed aan, want dis die kleed wat priesters gedra het. Tot by die hand en tot op die enkels. So profeties word hy geklee met 'n priesterskleed en word hy uitgesonder dat hy nie meer sal werk nie. En dis nie teen wat sy broers kwaad gemaak het. Regtig? Hy hoef nou nie verder te werk vir my pa nie. Hy is geklee. Werke sal hom nie kry waar hy moet wees nie. Dis die bevestiging van sy pa in wie hy is, wat maak dat hy sal beklee en sal bereik wat hy moet bereik. Dit lê nie in my en jou verdienste nie. Dit het nog nooit op my en jou verdienste gelê nie. Jesus se redding vir my en jou was 100% volkome op sy rekening. En Josef kom demonstreer dit vir ons, Josef se storie. Is dat 'n pa jou beklee as priester en sê, dis op my. Dis as gevolg van wat en wie ek sê jy is. Nie wat jy doen nie. Nie jou werke nie. Nie hoe goed perform nie. Nie wat se beste gawes jy het nie. Nie hoe mooi, moreel jy leef alleen nie. Nie wat jy vir my doen noodwendig oral waar jy gaan nie. Maar omdat ek sê dat jy is wie ek sê jy is. So Jesus vertolk die evangelie deur Josef se lewe. Die woord in die Nuwe Testament sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Goed, so ek het genoem dat hierdie kleed is 'n kleed van priesterdom en versoening. Daarna het die Here vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle het aangetrek. Ek wil julle, dit breek my brein. Kyk, ek kan nogals vies en geïrriteerd voel met Adam en Eva en regtig dink partykeer, regtig. Maar daai selfe kleed is vir Adam en Eva aangetrek. Hulle is 'n ketonet aangetrek. Daai velle wat Jesus gemaak het, van wat se dier hy ook al geslag het, was 'n priesterskleed. Kyk, en nou breek dit ons breine om te dink, wat het hulle gedoen? En ten spyte van wat hulle gedoen het, beklee die Vader hulle met 'n priesterskleed om 'n verteenwoordiger van hom in die wêreld te wees. Is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing dat selfs die twee groot sondaars van alle tye, dink ons, ten spyte van wat hulle aangevang het, ten spyte van die hele storie wat hulle geboomerang het, en die stokkie wat hulle in elke moontlike speet kom insteek het, en hoe hulle werklik die Here verraai het, sê die Here, ek klee jou met 'n ketonet, ek klee jou as priester, ek klee jou as my verteenwoordiger, nog steeds, want dis op my, dis nie op jou. Ons sien ook hierdie kleed by Aaron, die eerste hoofpriester, wanneer hy moet aantrek. Ons lees in die Ou Testament wanneer hulle
die tempel moet toerus en die priesterskleed moet toerus en hy het 'n borsplaat ensovoorts, is dit ook die ketonet wat hy aantrek wat hom bevestig as priester. Hulle moet die volgende kledingstukke maak: 'n borsrak, 'n skouerkleed, 'n mantel, geweefde priesterklere, 'n tulband en 'n serp. So ons sien hierdie woord herhaal reg oor die Ou Testament binne in die priesters uitrusting. En hierdie is net vir my so ongelooflik. Hierdie gaan oor Jesus, waar sy disippels se voete was. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het, dit beteken, terwyl hy hulle voete gewas het, het hy nie sy oorkleed aangehad nie, hy het net sy ketonet aangehad. Okay? Toe hy klaar hulle voete gewas het en sy boekleed aantrek, met ander woorde, hy was hulle voete net met die ketonet, net met sy priesterskleed, en hy salf hulle eintlik as die priesters wat sy bediening moet oorneem. Hierdie priesterskleed het gewoonlik, dit mag nie 'n soem gehad het nie. Dit het heen gewys na my en na jou as kerk. Totale eenheid. Dit was nie in stukkies nie, daar was nie skeur vermoë nie. Dit was nie in dele nie. Dit was 'n kleed sonder 'n soem. Wat sou wys na 'n priesterdom wat sal kom, wat in totale eenheid gebind is, wat bedienaars sal wees tot Jesus, tot mekaar en tot die wêreld. So wanneer Jesus hulle voete was, kom hy met sy priesterskleed en hy sê vir hulle, julle is die eerstes. Julle is die eerstes van hierdie eenheid, van hierdie priesters wat sal kom. En op julle gaan ek my kerk bou. Gaan ek my priesterdom bou. 'n kleurvolle, multifaceted, heilige priesterdom. Veelvoudige genade. So ek hoop jy kan hoor vandag, hier sit die veelvoudige genade van God. Hier sit Josef se kleed. Hier sit die kleed wat bevestig van priesterdom, dat ons nie meer deur werke gered is nie, maar dat ons in 'n eenheid gebind is, as priesters, wat Jesus se bediening optel, mekaar en die wêreld bedien, met hom. Op hom, nie op my en op jou nie. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Julle is 'n uitverkore volk, en dit is wat heilig beteken. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig, dan dink ek, okay, ek is uit. Ek kan nie, ek probeer, ek kan nie, maar heilig beteken set apart. Joseph was set apart. Hy het uitgestaan, hy was eintlik maar gesalf as priester. Jesus was set apart, my geliefde seun. Ek en jy word bekleed deur die Heilige Gees as set apart. Daarom kan hy sê, wees heilig, be set apart. Lyk anders, dra jou kleed. Dis wat hy oor my en jou sê. As hy sê, wees heilig, want ek is, dan sê hy, I am set apart. I'm God in the heavens, and there's no one like me. I'm set apart. So now, you be set apart. Die priesters was set apart. Hulle mag nie geëet het en gelewe het en wat het, soos die res nie. They were set apart. En ek en jy as priesters is ook een kant gesit. Dit is wat dit beteken om heilig te wees. Dit is dat ons sal lyk as kerk, dat dit sigbaar sal wees, soos 'n kleed, vol kleure, wanneer die res dit nie het nie. Nie op grond van ons werke nie, maar op grond van die een wat namens ons gekom het. En deur al die kleure wat daar is, homself uitdruk en bekend maak. Ons parakleet, ons voorspraak, ons advokaat. Dis wat dit beteken om eenkant te wees, om heilig te wees,
om hom uit te druk, om hom te verteenwoordig as priesters. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God word, toe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte wees en wees dankbaar. As ek hierdie kan saamvat, dan is Josef se kleed, the multifaceted grace, die veelvoudige genade, sit hier vanoggend, elkeen met sy eie kleer. En Jesus bind ons in liefde as een. Dis 'n kleed sonder soem. Dis 'n priesterlike kleed wat geen soem het nie. Dis 'n kleed van eenheid. Wat vanoggend hier saam sit, waarmee hy sy bruid kleed. En hy sê, dit is nie op my nie, dit is nie op jou nie, dit kom nie deur werke nie. Hierdie is deur die een wat dit namens jou kom doen, die voorspraak, die Heilige Gees. En dan sê hy, streef na daai gawes. Erken mekaar in daai gawes, maar heel eerste, kom ons kry die some uit ons sisteem uit. Kom ons word een, kom ons erken mekaar. Kom ons celebrate mekaar. Daaraan sê Jesus vir sy disippels, hoe lief julle mekaar het, sal die wêreld julle sien. Daarom sê Paulus later, wow. Kom ons gaan net gou terug na eerste dinge eerste. Hoe lyk julle liefde en julle eenheid met mekaar? So vanoggend wil ek sommer net 'n profetiese aksie uitvoer. En dit is baie ongemaklik. So ek wou vir julle 'n foto opgesit, ek maaks bang iemand van julle laat my arresteer. Toe my kinders klein was, my 2 oudstes, toe hulle eendag baklei, toe trek ek vir hulle rassiese hemp aan vir hulle albei. Een met die een arm hier uit en een met die ander arm daar uit. En toe moes hulle die kamer skoonmaak op so 'n manier. En dit is eintlik hoe dit lyk. Dis eintlik hoe dit vanoggend lyk, julle. Is dat ons as 'n liggaam een is in 'n veelkleurige kleed, wat die uitdrukking is van die genade van God, omdat hy gekom het, om homself bekend te maak in ons harte eerste, en dan vir mekaar en vir die wêreld. So ek gaan julle vra, kom ons wees ongemaklik vanoggend. Ek gaan julle vra dat ons soos Josef se kleed in ons veel klere sal by mekaar kom vanoggend as 'n gemeente. En vir almal wat agter sit en aan die kante sit, ja, dit beteken vorentoe, vir die voorstes beteken dit agtertoe, vir daai beteken dit in, vir daai beteken dit in. Kom ons kom saam as 'n veelvoudige, veelkleurige uitdrukking van die genade van wie Jesus is, as 'n verklaring dat dit hier sal wees, en dat die wêreld sal inkyk en sal sien hoe hy lyk, as 'n getuienis van hom. Okay, so let's do it. En dan gaan ek vir ons bid. Ek gee julle so 2 minute. En dan is daar mense wat vra, kan julle mekaar vashou asseblief? So doen dit. So julle wat nou daar op die kant is, Trudy, ek stel voor julle beweeg in na die res van die kleed toe daar.
Okay. So nou wil ek vir jou sê, hierdie is tussen jou en die Here. Hierdie is tussen jou en die Here. Ek gaan vir ons bid, maar ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vanoggend. Heel eerste om te verstaan dat hy bekleë jou. Hy wat ons goeie Pa is. Hy wat jou sien as 'n priester. Hy wat voor die fondasie van die aarde aan jou gedink het, jou gemaak het. Hy wat jou kleë, nie as sommer net nie. Hy wat jou kleë as sy priester, sy verteenwoordiger. Hy wat jou wil toerus met alles wat Jesus is. Hy wat ons as gemeente wil bind, wil een maak, sodat daar 'n expression van hom sal wees en die wêreld sal kan inkyk en sal kan sien. So hoe dit vir jou vanoggend lyk, as jy nodig het om te sê, ja Here, ek aanvaar my priesterdom vandag, ek het nooit besef, ek het my eenkant gesit nie. Ek het op 'n sekere manier oor myself gedink, of ek was nie bereid om dit te aanvaar nie, dan is dit wat jy gaan doen terwyl ek vanoggend vir ons bid. As jy vanoggend nodig het om, soos die woord sê, met iemand hier iets uit te sorteer, doen dit na die tyd. Kom ons stryk die some uit in ons midde. En as jy nodig het vanoggend om te sê, Here, kom en kom vul my, kom gee vir my die gawes. Ek wil hierdie mense wat vanoggend hier staan dien en bedien. Ek wil U bedien. Ek wil hê die wêreld moet sien hoe bonatuurlik eenkant God U is. Dan wil ek jy met jou hart oopmaak vanoggend. Dat die Heilige Gees jou kan bedien op so 'n manier. So ek gaan vir ons bid. Jesus, die werk wat U gedoen het is net so groot. Dit is net so groot. Dankie dat U voor die fondasie van die aarde aan hierdie gemeente gedink het. Aan elkeen wat vanoggend hier is. Dankie dat U ons bekleë as priesters. Ons een kan sit. Ons merk. Ons toerus. Ons bind. My gebed is vanoggend, Jesus. Ek bid dat U sal manifesteer deur hierdie gemeente. Dat die wêreld sal kan kyk, Here, dat mense wat inkom sal kan kyk en U kan sien. Here, ek bid vir elke hart wat vanoggend nodig het om te aanvaar dat hy of sy geklee is as 'n priester. Here, ons kom lê ons werke neer. Ons kom trek ons kort mou kleed uit, Here, en ons kom trek daai priesterskleed aan. Heilige Gees, wat is op U? U is die een wat dit bewerk. Kom klee ons vanoggend met U bonatuurlike werk. Here, kom vul ons, Heilige Gees, met elke gawe wat ons nodig het in hierdie gemeente om te doen dit wat U uitroep, Here. Kom maak ons vol, kom rus ons toe. Here, ek bid dat U elke hart hier aan mekaar sal kom bind. Here, ek bid dat U, Here, wat ook al in mense se harte leef, dit wat teenoor mekaar leef in hierdie gemeente, die some, Here, wat bestaan, wat eenheid breek, dankie dat U dit uitlig, Here. Dankie dat U ons herinner aan dit en vir ons die boldness gee om dit uit te sorteer, Here. Nie vir onsself nie, maar ter wille van U en dit wat U gedoen het, Jesus, en van hierdie liggaam. So ja, Here, ons kom gee net vir hierdie eer. Dankie Jesus vir U werk wat so volkome is. Dankie dat dit verby enige iets gaan wat ons dink nie moontlik is nie. Ek bid oor hierdie gemeente, Here. Dankie dat dit wat uitgegaan het oor hierdie gemeente, dit wat steeds uitgaan oor hierdie gemeente, dat dit so sal wees, elke woord. Dankie dat hierdie gemeente tot vervulling sal kom. Dankie dat ons 'n eenheid van liefde sal wees, mekaar sal dien, met wat ook opgawe ons het. Dankie dat die naam as 'n bandier oor ons sal wees, dat die wêreld sal kan sien, Here, hoe lief U ons het, en hoe goed U is, in Jesus se naam.